Ek wonder wat een van die volgende 3 liedere sal moontlik vanoggend iets van jou binneste verwoord. Wat van die ene? Dit borrel in my, want ek is so bly. Jesus het my lief, vir my hy gesterf en gered van verderf. Ja, Jesus het my lief. Dit borrel in my, want ek is so bly. Jesus maak my lewe vry. Hy neem weg my sonde skuld. Dit borrel in my, dit borrel in my. Of miskien hierdie ene. The joy of the Lord is my strength. 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 He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. The joy of the Lord is my strength. Ha 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 ha. The joy of the Lord is my strength. Of miskien hierdie ene. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. Baie mense die afgelope tyd, sedert die lockdown einde Maart, toe die kerkgebou gesluit was vir die hou van eredienste, vir my gevra, nou wanneer maak die kerk weer oop? Want ons verlang daarna om weer kerk toe te gaan. Ons mis dit verskriklik. Nou vanoggend is dit sulke tyd. Die kerkgebou is weer oop vir eredienste. Sommige van julle is hier, jy is hier, en sommige is by die huis. En? Is jy bly? Is jy dankbaar? Miskien opgewonde? Waaroor? Ek het gewonder, waarom het baie mense so 'n sterk verlange om kerk toe te kom? Gaan dit oor die kerkgebou? Wat doen die gebou aan jou? Of miskien is dit wat al in hierdie gebou gebeur het met jou, wat jou laat verlang? Of is dit miskien omdat hierdie gebou jou herinner aan God? Die kruis, die skilderye, die simbole wat spreek van 'n lewende God. Of miskien is nie die kerk gebou nie, miskien het jy verlang na die gelowiges, die broers en susters in die geloof wat jy so vir 'n lang tyd nie gesien het nie. Of is dit omdat jy verlang het om saam met hulle weer die Here te kom dien? Wat het jou laat verlang? En ja, wat is jou verwagting dan van hierdie erediens? Of jy nou in liggaam hier is, of by die huis is. Ons seun Donsie wat in Valwater boer het so 2 weke gelede kom kuier en 'n paar ander by ons oorgebly. En in een van die gesprekke vra hy vir my pa, hoekom is die mense hier in die Oos-Kaap so swaarmoedig? Hulle is te neergedruk. As jy dis anders by ons, nou sy waarneming het my bietjie onkant gevang. Is dit so? Regtig? Ja, wel, onthou my kind, ons is ten minste die armste provinsie in die land. En ons is of was immer saam met Oos-London, was Uitenhage COVID-19 hotspot. En onthou, dis erg droog in die Oos-Kaap, en die damme is leeg, en mense is moeg, hulle is lam, en werkloosheid het toegeneem, en misdaad is baie erg, ja my kind, mense hier kry swaar. Miskien is dit. Miskien het sommige van hulle begin hoop verloor.
omdat dit so onseker pad is vorentoe, of mense is bang. En miskien sluit hulle self toe, jy weet nie wat hulle in die binneste aangaan nie, en jy weet eintlik, sommige van hulle se lewe het ook tot 'n stilstand gekom. Soos in lockdown, soos in toegesluit, omdat jy soms net nie meer kan sien nie. En ek dink aan die disippels in die bokkamer na Jesus se kruisiging en sy opstanding daardie Sondag. Bang, benoud, negatief, sonder hoop, beswaard, mismoedig, swaarmoedig, down and out. En wat 'n verskil kom maak Jesus toe hy daardie aand in die vertrek instap. En hy sê, vrede vir julle. Eers is daar die ongeloof, dit kan nie wees, is onmoontlik, ons eil, iets is fout. En dan sê Jesus weer, vrede vir julle. En ewe skielik is daai swaarmoedigheid en negativiteit en treurigheid weg, die vrees verdwyn, want daar staan in Johannes 20 vers 20, hulle was baie bly toe hulle die Here sien. Mag vanoggend se erediens jou help om Jesus te sien. Mag vanoggend jou help daar in jou wegkruipplek om jou vry te maak en vrede te bring. Mag vanoggend se erediens weer vir jou in teenwoordigheid van Jesus bring. Want sien, dis waar jou blydskap lê. Miskien is vanoggend 'n geleentheid waar die Gees van die Here die blydskap wat begin afneem het, weer aan die brand kan steek. So ek groet jou. Vrede vir jou. Nou, die Hebreëse woord vir vreugde of blydskap is semea, en dit beteken om vreugde te voel. En om wanneer jy dit voel, uitdrukking daaraan te gee. Met ander woorde, dit wat innerlik gebeur, tot uitdrukking te bring, to celebrate. Dit is iets wat jy binne kan hou nie. Jou hele lyf gee uitdrukking aan wat binne in jou aangaan. Party lag, party skree soos kinders, jippie! Ander klap hande, of dans, of sing. Nou vanmôre wil ek vra dat ons by die laaste een begin, nee, kom ons sing. En een van ons liedereskatte is juis 'n lied wat mense dans en gesing het op pad kerk toe, op pad tempel toe, lied nommer 100. Juig al wat leef. Dankie Liesel en Gretchen. Ons gaan graag daarna luister en saam sing. Okay. Nou wil ek nie net sing nie, maar nou jou hele lyf. Wat daarvan om jou hele lyf ook te laat praat, om uitdrukking te gee aan jou blydskap. Nou ek nooi jou om saam met hierdie kinders te sing in die volgende video, wat sê, if you're happy and you know it, if you're happy and you know it, dan is al goed wat ons moet doen. Nou wil ek maar vra, vergeet bietjie van jouself, en vergeet van wat die ander nou gaan sien. Leef hierdie lied, ervaar dit in jou binneste, laat dit uitkom. Ook daar by die huis weet, staan op, maak spasie, jy nie goed afstamp nie, en sing en beweeg saam met hierdie lied. Mag dit vir jou groot vreugde bring, om dit ook te kan doen. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know
happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, turn around. If you're happy and you know it, turn around. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, turn around. If you're happy and you know it, wiggle your hips. If you're happy and you know it, wiggle your hips. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, wiggle your hips. If you're happy and you know it, stretch your arms. If you're happy and you know it, stretch your arms. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, stretch your arms. If you're happy and you know it, pat your head. If you're happy and you know it, pat your head. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, pat your head. If you're happy and you know it, touch your nose. If you're happy and you know it, touch your nose. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, touch your nose. If you're happy and you know it, point your toes. If you're happy and you know it, point your toes. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, point your toes. If you're happy and you know it, shout hello. Hello. If you're happy and you know it, shout hello. Hello. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, shout hello. Hello. Say hello. Hello. Konnichiwa. Konnichiwa. Bonjour. Bonjour. Rivière. Rivière. Ni hao. Ni hao. Kalimera. Kalimera. Jumbo. Salam, buongiorno, hola, vanga, En nou bid ons saam. Ek wil die Here loof, ja, met alles wat in my is wil ek sy heilige naam loof. Ek wil nie een van sy weldade vergeet nie. Dis hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf. Dis hy wat my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie in oorvloed laat geniet, en my die jeugdige krag van 'n arend skenk. Ja, barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sondes nie bly toereken nie, en nie vir ewig toornig bly nie. Ja, so groot is die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. En so ver as die ooste van die west af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Loof die Here, o my siel. Here, en wil u vanoggend deur u woord en gees teenwoordig word, en wil u die blydskap weer aan die brand steek. Ek bid dit in die naam van u wat is, en wat was, en wat kom. Amen. Paulus is in die tronk. Slegte omstandighede. En elke 8 ure kom daar 'n nuwe wag en maak homself met kettinge aan Paulus vas. Hy's regtig lockdown, alleen, eensaam, sy omstandighede is sleg, hy's seer. Nou skryf hy in Filippense 4 vers 4. Hy sê, wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. 1953 vertaling sê, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. In die Engelse vertaling staan daar, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Paulus, hoe doen 'n mens dit, as dit sleg gaan? Ek dink Paulus wil sê, sien, dit wat in jou binneste, wat jy in jou binneste voel, moenie afhanklik wees van jou uiterlike omstandighede nie. Want sien, is maklik om mismoedig te raak as dit sleg gaan met jou.
En dit gebeur maklik dat 'n mens toelaat dat dinge jou ontstel en as jy eers ontsteld geraak het, dan kom sit dit mos vas soos 'n neet aan jou en jy kan nie daarvan losraak nie en dan raak jy te neergedruk, jou blydskap is weg, jou vreugde verdwyn. So hoe gemaak, Paulus? Hoe kry jy dit reg? Wel, ek het vir julle goeie raad, sê Paulus net in die volgende vers. Hy sê, wel bid, maak al jou begeertes deur gebed aan God bekend. Kom ons sit in ander woorde. Paulus sê, omskep jou bekommernisse in gebede. As jy minder bekommernisse wil hê, soos dit nog anders wil stel, bid meer. Elke keer as bekommernisse jou beetpak, roep halt en bid. Dan sê hy, kom jy agter dat God se vrede jou hart en gedagtes bewaar. Ja, dat God se vrede soos 'n veiligheidswag jou beskerm. En daarmee saam sê hy in die volgende verse, saam met die gebed, moenie toelaat dat verkeerde gedagtes jou binneste voed nie. Prakties beteken wat jy kyk, wat jy lees, wat jy hoor, wat jy sien, gaan verseker 'n vaste plek in jou binneste kry, so maak seker wat hier inkom deur jou sintuie. Paulus, is dit die antwoord? In ander woorde, ek moet bid en ek moet let op wat ek inneem. Is dit hoe 'n mens weer bly raak en bly? Ja, soort van. Nou, hoe dan? Let op wat sê hy. Hy sê, wees bly in die Here. Jou blydskap is gekoppel waaraan aan die Here. Hy maak jou bly. Blydnis gekoppel aan hom. Paulus kon dit regkry om sy slegste omstandighede bly te wees, omdat hy geweet het, ek is gekoppel aan die Here, ek is vas aan die Here en die Here is hier. Jesus bid in Johannes 17 vers 13 vir sy disippels en hy sê, hy bid dat hulle, verwys na die disippels, my blydskap in al sy volheid kan hê. Hy bid dat hulle sy blydskap in al sy volheid in hulle sal hê. Nou ja, Galasiërs 5 vers 22 sê dat vreugde die vrug van die Gees is, met ander woord, blydskap, vreugde kom van God, bo. In Nehemia 8 lees ons van mense wat in sak en as sit. Hulle het so pas na die Torah, die wetboek geluister, hulle het hulle sonde besef, hulle het gehuil daaroor en hulle het bely, en nadat hulle vergifnis ontvang het, stuur Nehemia hulle huis toe en sê, hoorie nou, moet julle gaan fees vier, julle moet gaan eet en drink, moenie bedroef wees nie, dis nou klaar. As julle die Here, sê hy in vers 10-11, met blydskap dien, sal hy julle beskerm. In die Engelse vertaling staan daar, the joy of the Lord is my strength and stronghold. 1953, die blydskap van die Here is julle beskutting. Nuwe Lewende Vertaling, die blydskap wat die Here gee, sal vir julle nie lam maak nie, krag gee. Nou die Psalmboek het baie oor hierdie blydskap geskrywe en het baie goeie raad. Psalm 37 vers 4 staan daar, vind jou vreugde waar? In die Here. Hy sê, kom by die Here. Nou Psalm 1 help ons 'n klein bietjie verder. Hy sê, gelukkig, of dan nou vol blydskap, is die mens wat in die woord van die Here wat vind? Sy vreugde vind en dit dag en nag oordink. Ja, vul jou gedagtes met die woord van God. Lees dit, leer dit, onthou dit, bepeins dit, ek herhaal dit. Lees dit, leer dit, onthou dit, bepeins dit. Maak tyd vir die Bybel, dit is God se woord. Kom in teenwoordigheid van die lewende Here deur sy woord en sy gees. En laat die inligting wat sy woord en sy gees vir jou gee, jou binneste vul, dan sal jy ervaar, daar's 'n stuk blydskap in teenwoordigheid van die Here. Ja, op Psalm 1 skryf iemand, kan jy as 'n toets aanlê, jy kan toets of jy gelukkig is of nie. So ek moedig jou aan om Psalm 1 te gaan lees. En eintlik sê hy, iemand wat gelukkig is en met wie dit goed gaan, is hy wat sy tyd gebruik om by God te sit. Dit werk miskien bietjie anders so. Verliefdes is altyd gelukkig wanneer hulle by mekaar is nie, ongeag hulle omstandighede. Net so is gelowiges altyd gelukkig, vol blydskap wanneer hulle by God is, ongeag hulle omstandighede.
Ja, jy weet die Griekse woord vir blydskap is chairo. Dit kom van dieselfde stamwoord as grace, charis. Met ander woorde, dis iets wat van die Heilige Gees afkom, van God af. Blydskap is gegrond op die regte verhouding met God deur Jesus Christus. En daarom sê almal, ken hom. Paulus sê, ken hom. Kom in kontak met hom, kom in sy teenwoordigheid en jy sal weet wat ware blydskap en vreugde is. Dis blywend. God weet dat blydskap en vreugde belangrik is vir ons welsyn. En daarom wil hy dit soos 'n sambreel oor ons span. Weet jy wat is nodig? Tyd met hom. Tyd met hom. Psalm 103 sê, tyd met hom, dink 'n bietjie, hy vergewe jou oortredings. Dis hy wat na jou gebed luister, dis hy wat jou gebede verhoor, dis hy wat jou krag gee, dis hy wat altyd by jou is. Ek het 'n prentjie, wat ek wil vra dat jy saam met jou sal vat. Die prentjie is die volgende. Op 'n trap voor die kerk se ingang is 'n man, verslonst, ongelukkig, vuil, verlam, en hy bedel. Kyk, selfs sy familie is fed op met hom, elke dag dra hulle hom met baie moeite tot daar by die tempel se trappe, en laat hom daar sit, en vanaand kom haal hulle hom bietjie, hy moet daarom bedel, 'n bietjie geldjies skryf, en ek meen, hy moet ook eet en alles, en hy moet dan ook 'n bydra lewer. So is dit 'n doodgewone bedeldag vir die man. Wat doen hy? Hy sit en hy kyk af. Grond toe. Jy sien, wanneer jy grond toe kyk, dan voel mense vir jou jammer. En hulle voel emosioneel skuldig. Want sien, hulle kan loop en werk en hulle is bevoorreg en jy nie. En daarom behoort hulle mos nou vir jou iets te gee. Ek meen, selfs God het 'n opdrag gegee dat ons na die armes moet omsien. So sit hy. Hy wag. Hier kom voetstappe. Hulle kom al nader. Skielik stop die voetstappe. Hy dink, hulle maak seker nou hulle beursies oop. En hy wag. Niks gebeur nie. Hy kyk op, het hy hom verbeel? En voor hom staan 2 manne. En die een vra, is jy verlam? Ja meneer, kan julle vir my ietsie gee? Nee, sê hy, ons het nie geld nie. Hy kyk weer af. Hey, kyk op, sê die man weer vir hom. Kyk op, kyk na ons. Huiwerig kyk hy op. Hy sê, ek het vir jou iets anders as geld. In die naam van Jesus van Nasaret staan op en loop. Hy bly sit. Een van die man steek sy hand uit. Vat my hand. Hy doen dit. Staan op, man. Hy doen dit. En toe die wonderwerk, sy enkels voet sterk, hy staan op, hy loop, en hy kan spring. Toe gaan hy saam met hulle in die tempel, met ander woorde in teenwoordigheid van die Here in, en binne in God se teenwoordigheid, oorvalle blydskap om, dit spoel soos water oor hom en deur sy liggaam, siel en gees, en hy begin uitdrukking gee aan sy blydskap, dat hy loof en prys met sy stem, en hy spring en hy dans voor die Here. In die naam van Jesus, kom in teenwoordigheid van God, en sy blydskap sal jou lewe vul. En jy sal ontdek, die blydskap van die Here is vir jou 'n beskutting. Amen. Kom ons bid saam. O Here, op 'n manier is die verhaal van die verlamde man ook ons eie verhaal, my eie verhaal. Soms net as bedelaar, met 'n wêreld wat fed up is en net van ons ontslae wil raak. Maar in die naam van Jesus Christus, U stuur altyd iemand wat sê, kom, staan op. In die naam van Jesus, staan op. Here, en deur U woord en U gees, staan ons op, en vloei U blydskap in en deur ons. Wil ek bid, Here, help my om in afhanklikheid van U te lewe. Wil U die vuur
in my lewe, in my siel aan die brand steek en aan die brand hou deur u woord en deur u gees. En gee Here dat ons as u kinders die blymoedige, vreugdevolle mense in hierdie wêreld sal wees, sodat die wêreld nie vir ons sien nie, maar vir u, die lewende God. En dat hulle verlang om in u teenwoordigheid te wees. Help ons, Here, om ons te verbly in die Here. Wees u ons beskerming. Ek dink aan almal wat swaar kry, Here, wees met hulle. Ek dink aan die droogte hier in die Oos-Kaap en die reën wat kort, Here, en dankie dat u voorsien in ons behoeftes. Ons eer u as die lewende God. Amen. Ons sluit vanoggend af met 'n lofsang. Die naam van die lofsang is Ek hef my stem in lofsang tot u naam. Baie dankie Gretchen en Liesel. Ons sing graag saam. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van God, die liefde van God, Vader, Seun en Heilige Gees, bly in u, tot hy weer kom. Amen. Nader my God by u, steeds naderby. Alles daar ook 'n kruis noem.